advokaat Hendrik van Staten. Vanmôre gesels ons weer met advokaat Hendrik van Staten met sy praatjie lig op die reg. Vanmôre oor die tema wat gebeur as ouers, die wat geskei is dan met kinders wil trek en beide pa en ma het ouerlike regte. Ja, ek dink baie mense wonder oor sulke omstandighede. Maar ons wil eers môre Hendrik en baie dankie dat jy weer met ons praat. Goeiemôre Willem en goeiemôre aan ons luisteraars. Hendrik, jy praat oor 'n omstrede saak, jy weet mense wat geskei is want dis eintlik daar waar die regte van die kinders en die goeie voordeel van die kinders ter sprake kom. Partykeer dink die ouers dis hulle saak as hulle geskei het, maar baie keer is dit eintlik die kinders waarna ons moet kyk en omgee, want hulle toekoms lê voor en word bepaal deur baie omstandighede. Ja Willem, dis baie korrek. En ja, die Bybel is ook baie ferm dat 'n mens moet kyk na die kinders en 'n mens moet die boompie buig terwyl hy jonk is om op die regte pad te hou en 'n mens moet seker maak dat jy jou kinders tugtig, maar jy moet hulle nie opstandig maak nie. So die Bybel is baie duidelik as dit kom dat ons as ouers 'n verpligting het om na ons kinders te kyk, na hulle om te sien en dan hulle op te voed volgens wat die Bybel sê en dat dit is eintlik goeie riglyne om dan in die beste belang van 'n kind op te tree. Ja, vanoggend gaan ons kyk na daai netelige kwessie ten opsigte van wat gebeur as ouers geskei is en een ouer wil byvoorbeeld met die kinders Nieu-Seeland toe trek of vanuit Pretoria uit na die Kaap toe verhuis, terwyl beide ouers pligte en verantwoordelikhede het. So ons gaan so 'n bietjie kyk na wat is die proses. En dit is nou aanleiding van 'n situasie wat ek nou die dag teëgekom het, van 'n pa en 'n ma wat geskei is. So die kinders bly by die ma, die pa het die huis gekoop. Hy betaal R50,000 'n maand onderhoud vir die kinders en hulle bly in 'n dorpie in Mpumalanga. Nou die pa is redelik wel af, maar beide pa en ma het dan nou ouerlike regte en verantwoordelikhede teenoor die kinders. En die kinders kom elke tweede week na pa toe vir die naweek en ook beurtelings om vakansies, lang vakansie, kort vakansie, sodat hy dan 'n integrale deel van hulle lewe vorm. Nou in ons in hierdie feite stel het die ma toe nou maar besluit Desember. Sy het nou sy is mos geskei, so sy kan nou vir haar weer 'n kerel nader hark en sommer na 2 weke toe trek die kerel sommer by haar in die huis in. En dit gaan baie goed en woordwarts toe hulle oë uitvee, besluit die ma om saam met die kerel en die 2 kinders Kaap toe te skuif. Nou onthou, beide die pa en die ma het ouerlike verantwoordelikhede en pligte en albei het reg tot toegang tot die kinders en omdat hulle nog die hele tyd op dieselfde dorp woonagtig was, het die kinders 'n sterk band met beide pa en beide ma. So nou is die vraag wat baie mense vra, maar wat doen 'n mens in so 'n situasie? Want baie mense weet nie en ander persone sal net hulle hande in die lug gooi en dink maar die kinders moet dan maar seker trek saam met die ma omdat hulle meestal by die ma woonagtig was. Maar ongelukkig is dit nie so eenvoudig soos wat 'n mens dink nie. Nou, in hierdie feite stel het die pa wat redelik wel af is, besluit hy gaan 'n advokaat en 'n prokureur aanstel en hulle gaan op 'n dringende basis hof toe hardloop
om te keer dat ma met die kinders dan nou kan Kaap toe verhuis. Want onthou, die kinders is nog jonk en hulle is op laerskool. Nou, is die prokureur en die advokaat gaan hof toe, hulle kos 'n klein huisie vol geld, en ons praat hier so van 400.000 rand, en dis ook maar een ding wat ek net in die luisteraar se aandag wil bring, onthou, litigasie is baie duur. En daar verloor die pa die saak net op dringendheid, want die hof het gesê, dis nie dringend nie. Wat nou? Wat staan die pa nou te doen? Want om 400.000 rand uit te haal is nou klaar 'n klein fortuin. Maar hy is tog lief vir sy kinders en hy wil graag sy kinders hê. En dit is nou die vraag, nou wat sê die wet rondom dit? Nou, vroeër jare was dit maar gewees dat die wet baie bevooroordeeld was ten opsigte van die ma van die kinders. En toe op 'n later stadium met die hof toe tot 'n beslissing gekom te sê, maar dis nie altyd in die beste belang van 'n kind om by die ma te wees nie, want dit kan wees dat 'n pa dalk 'n beter opsie is om na die kinders te kyk en beter kan kyk na die kinders se behoeftes. Nou daar's 2 stukke wetgewing in die Suid-Afrikaanse reg wat van kardinale belang is as dit kom by kinders. Die eerste een is die grondwet en die tweede een is die kinderwet van 2008 en spesifiek artikel 18 wat definieer wat is die beste belang van die kinders. Nou, baie keer vergeet ons ook dat die oppervoog of die oppergesag van kinders is eintlik die Hooggeregshof, wat dan ook verantwoordelik is vir kinders. En ten spyte daarvan dat die pa nou die saak in die hof verloor het hy toe gaan aanklop en hy is toe geadviseer, meneer mag gaan sien 'n maatskaplike werker. Nou ek weet baie ek weet van die kerke het dan nou ook organisasies aan hulle verbonde ten opsigte van welsyn, maar ook organisasies soos die CMR. En nadat hy 'n maatskaplike werker gaan sien, het die maatskaplike werker om vir hom ingelig, maar meneer, dit was nie nodig gewees om hof toe te gaan nie, want omdat beide van u verantwoordelikhede, maar ook ouderlike pligte het, kan die ander party nie die kinders verwyder sonder u skriftelike toestemming nie. So waar mense sou gedink het dat mamma kan met die kinders in die kar klim en hulle kan nou na 'n nuwe tuiste toe trek in die Kaap of immigreer na Nieu-Seeland toe, is dit egter nie die stand van sake in die Suid-Afrikaanse reg nie. En sal die eerste invalspunt wees dat die partye met mekaar moet gesels. En dis waar mens dan 'n maatskaplike werkster of 'n werker dan nou betrek, wat moet kyk na wat is die omstandighede van die kinders. Wat is die verhouding van die ouers met die kinders? Want dit help nou nie, papa het kontakregte met die kinders, maar hy sien nooit die kinders nie, of hy maak nooit gebruik af van om hulle elke 2 naweek te gaan optel nie. As hy dit een keer elke 6 maande doen, dan is daar nie daai sterk band teenoor soos 'n pa wat elke 2 naweek sy kind gaan optel en elke aand om te die kinders bel het. So die eerste stap indien 'n mens in so 'n situasie is dat die partye moet met mekaar gesels. Nou, gewoonlik sal die een party dan nou maar genee wees om te sê maar dis reg. Die ander party kan met die kinders trek, maar dit kan gebeur dat papa en mamma altyd lief is vir die kinders, of dat die een party beweer maar is nie in die beste belang om met die kinders te trek nie. En dan is die volgende stap mediasie. Dis wanneer mens dan nou 'n persoon kry van buite af, waar dan nou om 'n tafel sit met al 2 partye en dan kyk of mense tot 'n vergelyk kan kom. Wat sal die beste belang van die kinders wees? Want dit is ook die vraag wat die hof altyd vra. Wat is die beste belang van die kind? Eerstens, gaan die kind veilig wees? Gaan die kind die nodige opvoeding kry?
gaan die kind die geleentheid hê om aan sy kulturele en godsdienstige aktiwiteite deel te neem, waar die kind aan gewoond is, gaan die kind versorg word. Nou, dit help nie 'n mens sê 'n mens trek byvoorbeeld uit Pretoria, uit Kaapstad toe, want mens wil 'n beter lewe vir jou kind hê in die Kaap, en daar's meer geleenthede, en die misdaad is laer, ensovoorts. Want as jy miskien in die Kaap gaan bly, en jy gaan bly in 'n area soos Parow Noord, dan kan dit die geval wees. Maar as mamma in die middel van Khayelitsha gaan bly, terwyl sy in Pretoria, byvoorbeeld in Moraletta Park met haar kinders gebly het, dan gaan 'n mens kan sê, maar, wow, dit is nie 'n veilige area nie, daar's nie dieselfde taal wat daar gepraat word nie, daar's nie dieselfde kultuur, en noodwendig dieselfde Christelike kultuuraktiwiteite waaraan hulle kan deelneem nie. En in so 'n geval sal 'n mens dan sê, maar al sê die persoon trek Kaap toe, is dit nie noodwendig in die beste belang van die kind nie. Nou met mediasie is daar dan nou 'n onpartydige persoon wat na albei kante luister en probeer om 'n goue middeweg te vind tussen die twee. Dit sal byvoorbeeld wees dat waar pappa nou elke tweede naweekie kinders gesien het, gaan hy nou miskien, as hulle in die Kaap is, die kinders dan nou elke lang vakansie sien in plaas van een kort vakansie en elke tweede naweek, om op te maak vir die tyd wat hy nou nie die kinders kan sien nie. En dit is ook heel onprakties om elke tweede naweek af te vlieg om die kinders te kom haal of te kom sien, as wat die mense hulle net elke lang vakansie byvoorbeeld kan sien. Ook wat 'n persoon wat die mediasie doen sal kyk, is om te kyk na wat was die egskeidingsbevel of die skikkingsooreenkoms gewees. Want mens kan nie net as die kinders saam met mamma Kaap toe trek, pappa arbitrair ontneem van sy regte om toegang tot sy kinders te hê nie. Maar as ongelukkig sien mens baie keer as partye geskei is, dat daar is nie altyd die liefde wat daar was voor hulle getroud is nie. En ongelukkig is dit baie keer dat partye daarop uit is om mekaar eintlik seer te maak en negatief te benadeel. En dan gebeur dit dat mediasie nie werk nie. En dan moet 'n mens oorgaan na ongelukkig die derde stap. En die derde stap is dan om hof toe te gaan. Nou, mens moet in ag neem, soos gesê, dat die hof is die oppervoog van alle kinders in Suid-Afrika, die Hooggeregshof. En dus het die Hooggeregshof 'n finale besluit oor wat met kinders gebeur. En dus sal dit dan nou 'n hofaksie wees waar beide partye, die een party aansoek doen om die kinders dan nou te kan neem Kaap toe of Nieu-Seeland toe, en aan die ander kant die ander party wat dit teenstaan. En weer eens sal die hof kyk na wat is die beste belang van die kinders. Maar dit is ook nie net lukraak dat ek kan sê dis die beste belang van die kinders, of my ex-vrou sê dis die beste belang van die kinders nie. Dit is waar daar professionele persone soos die gesinsadvokaat inkom, wat dan 'n ondersoek doen van die omstandighede waar die kinders inbly, die kommunikasie, toegang, hoe die kinders versorg is, en dan sal die gesinsadvokaat en dan ook maatskaplike werkers dan die nodige aanbeveling aan die regter doen oor wat die beste belang van die kind is. So, as 'n mens dan in 'n neutedop eintlik kyk, is dit nie net so van eenvoudig, as die kinders by my bly, klim ek vandag met hulle in die kar en ons ry môre Kaap toe en ons bly daar vir ewig. So die wil moet daar wees om die kinders te wil sien, anders sal die ander party in elk geval niks doen nie of dit toelaat. Maar dan moet dit sodanig geskied dat dit in die beste belang is van die kinders. Maar dit is tog duidelik vir my dat, soos in hierdie geval wat jy nou genoem het, dat die 'n groot stuk waarskynlik goeie
voorsiening gemaak is deur hierdie pa. Want hy het 'n goeie huis voorsien en en die geld wat hy moes betaal was waarskynlik voorgeskryf. Maar as hulle dan trek, verloor die vrou byvoorbeeld die reg van die huis of so iets. Of moet dit alles beskrywe wees? Dis hoekom dit baie belangrik is dat wanneer enige persoon in 'n egskeiding geding betrokke is, laat mens 'n prokureur kry met die nodige kennis en ondervinding wat 'n mens help om 'n goeie skikkingsooreenkoms te bereik. Want onthou, 'n skikkingsooreenkoms is 'n kontrak tussen jou en die ander party oor hoe julle gaan handel na die egskeiding en dan word dit 'n bevel van die hof gemaak. Nou, wat ek ongelukkig baie keer in die praktyk sien, is dat 'n prokureur vra vir 'n party, wat wil jy hê uit die egskeiding uit, of wat wil jy gee vir die egskeiding? Hulle adviseer nie noodwendig die ouers oor wat is die gevolge as A, B, C, D nie in 'n kontrak staan nie, soos wat gebeur as die kinders verhuis? Wat gebeur as pappa nie meer elke tweede naweek die kinders kan sien nie? Wat gebeur, en dit is hoekom ek maar altyd aanbeveel, en dit sal maar wissel van advokate en prokureurs, dat ja, as jy die huis gee vir jou gade, om saam met die kinders te bly, kan 'n mens 'n caveat insit of 'n klousule wat sê, as mamma weer trou, of in 'n saamblyverhouding is, dan verval die huis. Wat beteken, die huis is daar vir die kinders, sy kan nie die huis gaan verkoop nie, die huis sal aan haar verskaf word, hoewel die kinders minderjarig is, sodat die kinders 'n dak oor hulle kop het, en sy dan by hulle kan bly. En dan is dit die onus van die ander party, indien hulle dan nou weer wil trou, en dan die gebruik van die huis verloor, want ongelukkig kry mense dat daar mans daar buite is wat soek na 'n vrou wat 'n huis het, en dit baie keer sien as 'n maklike uitweg om met 'n geskeide vrou in 'n verhouding aan te knoop, sodat hulle gratis blyplek kan kry. En dan is die vraag altyd maar, is dit in die beste belang van my kinders? Wil ek 'n ander man wat ek van geen kant af ken nie, laat intrek onder dieselfde dak as my dogtertjies? So ja, dit is baie gecompliseerd as al kinders by betrokke is. En dis hoekom ek maar altyd partye ook aanbeveel. Die beste is as 'n mens kan praat met mekaar, sit om 'n tafel, want 'n mens is gewoonlik is die partye van maat af kwaad vir mekaar, en dan op die einde van die dag gaan hulle hof toe, en dan kos dit hulle honderde duisende rande van onnodige regskostes wat aangegaan word, waar hulle mekaar beveg om 'n bietjie beter te voel of 'n bietjie iets uit te kry wat hulle maar net onder tafel kon uitpraat. En wie lê altyd daaronder? Die ongeskuldige kinders. Want daai 400-500 000 rand wat nou aangewend is vir 'n hofsaak, kon seker gemaak het dat die kinders dalk beter skoene het of 'n beter tas, of dat hulle aan ekstra buitemuurse aktiwiteite goed kon deelneem. Of dink nou net as daai geld belê kon geword het in 'n polis wat hulle kan gebruik het om te gaan studeer eendag. So, die hof gaan altyd kyk na die beste belang van die kind, en dus is dit maar ook altyd belangrik dat ouers, as dit kom by egskeiding, kyk na die beste belang van die kind, en ook laat 'n mens oopkop dink, en nie emosioneel net om die ander party seer te maak, of so na te kom as moontlik nie. Hendrik, is eintlik ingrypend as mens dink, jy weet, om kinders in 2 huise te laat bly is al klaar 'n verdeelde belang van kinders, maar as jy nou, jy weet, in die Kaap gaan bly en die ander in Pretoria, dan is dit nog erger. Maar dit kan natuurlik gebeur, soos jy net nou gesê het, jy weet, iemand is dalk op pad en verhuis oor see. Al maak jy die reëlings hoe goed, daar bly tog sekerlik 'n groot
deel van ontwrigting by die kinders. En wat ek sit en dink is, die enigste manier om dit te verminder is eintlik deur 'n goeie gesindheid tussen die pa en die ma. Dat jy kan baie dinge bedink en bedoel en sê en weet met geld regmaak ensovoort, maar as daar 'n gesindheid is van toegeeflikheid van die belang van die kinders voorop tussen die pa en die ma, nie noodwendig hulle eie belang nie, want hulle wil nie so in so 'n verhouding wees met mekaar nie, maar terwille van die, of nie terwille van die kinders nie, oor die kinders met mekaar 'n goeie verhouding. Dan kan 'n mens sekerlik dit vir die kinders baie makliker, ek weet nie of dit die regte woord is nie, maar of gemakliker maak om ver van pa of ma of van wie ook al te leef, nie waar nie? Dis korrek. En wat ook snaaks is, wat ek al gesien het, deesdae gebeur, is dat waar ouers letterlik 2 strate van mekaar af bly, na hulle egskeiding, hulle het soms selfs so bewerk, dat die kinders bly die een week by die pa, en die volgende week bly hulle by die ma. Want gelukkig as hulle boek vergeet by die ander huis, dan kan hulle net sommer gou omstap om gou die boek te gaan haal. So, sommige mense werk dit voor, en sommige mense kan heel taamlik beskaaf met mekaar na egskeiding leef, en voortgaan met hulle lewe. Maar ja, ongelukkig kry mens maar daai uitsondering van pa's en ma's wat vir ewig kwaad is vir mekaar, en dat die kinders maar die slagoffers is wat onder dit ly. So. Hendrik, so om saam te vat, jy weet, jy het 'n moeilike onderwerp vanoggend. As 'n geskeide mense dan wil 'n verandering in hulle lewe, soos trek, aangaan, sê jy, hulle het die skriftelike toestemming van die ander party nodig. En om dit te kry, en jy kan dit op 'n gemakliker manier kry, is 'n goeie manier, nie dalk in die eerste plek, om baie meer gebruik te maak van 'n mediator nie. Ja, eerstens is 'n mediator baie meer goedkoper, en ekonomies, as mense dit so kan noem, as om hof toe te gaan, sommer van die staanspoor af. En ja, 'n mediator is 'n onpartydige party wat dan veronderstel is om vir die partye te kan sê, hoor hierso, hier is dit die beste belang van die kind om by die pa of die ma te bly, en dan ook om die redes om ontwonde te gee van hoekom die persoon dan nou dink dit is die beste belang van die kind. So ja, ek voorsien dat mediasie 'n al hoe meer grootende rol in die Suid-Afrikaanse regstelsel gaan speel, veral deesdae wat die hofrolle so vol is. Ek weet nou in Pretoria is dit nou al so dat as 'n mens aansoek doen vir 'n verhoor, wat 'n bestrede verhoor is, nie 'n onbestrede een nie, dan wag jy nou al tot 5 jaar lank om 'n hofdatum te kry. Ja. So mediasie is kritiek en baie belangrik, en as mense net oop en nugter denkend kan wees, sal dit dan baie onnodige gestryery spaar en ook onnodige uitgawes. So wat ek hoor, hier is 'n goeie balans van ek moet alles regstegnies korrek doen volgens die wet, maar aan die ander kant ook ek moet so goed as moontlik 'n verhouding, 'n werkverhouding ter wille van die kinders met my eggenoot of my vorige eggenoot dan hou. En dit hoef nie noodwendig dan 'n liefdesverhouding te wees soos 'n huwelik nie, maar 'n verhouding ter wille van die beste belang van die kind. Hierdie twee goed met mekaar geïnkorporeer. Dit klink amper teenstrydig, maar dit is die enigste manier om die beste belang van die kind daar te hou. Korrek. Want onthou, 'n kind het nie gevra om daar te wees nie. Dis 'n gawe wat God gegee het vir twee mense, vir 'n kind om daar te wees. En ja, 'n mens as ouer
die van ons wat kinders laat klein doop, moet onthou, daai verbond is nie tussen die kind en God nie. Dit is tussen jou as man en vrou, wat 'n verbond met God maak, as die kind gedoop word. Dat jy sal, as pa en ma, die kind opvoed, in wel en wee, en die riglyne van die Bybel. So, al skei julle, het julle nog steeds daai verbond wat julle met God gemaak, of 'n belofte wat julle aan God gemaak het, wat julle moet aan voldoen. Want 'n mens het 'n verantwoordelikheid teenoor jou kinders, en mens het 'n verantwoordelikheid teenoor God. En hoe kan ons sê ons is Christene, as ons nie bereid is om net ordentlik met mekaar om 'n tafel te kan sit en gesels nie, en ten alle koste 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand uit mekaar uit te wil kry. Ja, daar is 'n ander faktor, jy weet, ons vergeet dat ons met die Here 'n verbondverpligting aangaan, en hy maak dit nie tot niet, of kanselleer dit nie omdat ons geskei is nie. Kom ons vat saam en sê, hier's twee persone, soos in hierdie geval van wat jy genoem het, hulle skei in relatiewe goeie omstandighede, finansiëel goed versorg, bly in dieselfde dorp, en albei kry tot 'n mate daarom die kinders gereeld om te sien, vakansie te neem, naweke, en byna kan 'n mens sê iets goed vir al twee. Maar as die een dan trek, dan verval al hierdie goeie omstandighede. Vir beide, vir pa en ma, eintlik waarskynlik vir die kinders. Vat saam en sê vir ons, hoe kry ons dit reg om goed, goeie hart, maar ook regstegnies, hierdie goed met belange kan tog nie bots nie. Wel, eerstens, indien ouers skei, maak seker dat 'n mens nie die kinders se lewens verwoes deur mekaar te probeer seermaak nie, as ouers nie. Praat liewers dinge uit, want die kinders is gewoonlik nie die rede hoekom 'n mens skei in die eerste plek nie. Dit is die groot mense se eie redes hoekom hulle skei. En mens moet onthou, God het kinders vir ons gegee as 'n seëning, en God het 'n mens toevertrou met kinders. So ons moet kyk wat die beste belang van die kinders is, nie noodwendig ons eie selfsugtige beste belang nie. En deur liewer saam met mekaar te werk, kan 'n mens baie trane, ongelukkigheid, dierhofstryde vermy, en liewer saamwerk in die beste belang van 'n mens se kind of kinders. Ja, so oproep vir elke familie, gesin, om die beste belang van hulle kinders daar te hou. Ja, en sommer 'n oproep vir ouens, soos ons wat nog getroud is, en die voorreg het om getroud te wees, om te sorg dat jy die beste maak van 'n situasie wat baie keer gered kan word, as 'n mens net bewus is van die moontlike vrede wat jy kan vrede wat jy kan bewaar, maar ook die onheil wat jy kan voorkom deur getroud aan mekaar te wees. Hendrik, ons sê vir jou baie dankie, en dankie dat jy ons bewus maak van die wet op so 'n mooi manier. Jy weet, die wet voel vir ons baie keer 'n kras veraf ding, maar as jy dan oor met ons praat, dan besef ons dat ons eintlik die wet ook moet beskou as ons vriend, jy weet, iets wat vir ons wetlik voordelig kan wees. Baie dankie en baie seën vir jou werk. 'n Geseënde week vir jou en die luisteraars vorentoe, Willem, en dan gesels ons weer in die toekoms vorentoe. Groete van my. Ja, dit was advokaat Hendrik van Staten. Baie dankie, Hendrik, tot 'n volgende keer.